Om hierdie vraag se antwoorde te bepaal, moet jy oplet dat ons daar naaste 5 het. Die ander 3 afrondings is die naaste 10, naaste 100 en die naaste 1000. Hulle is relatief dieselfde. Maar wanneer jy kyk na afronding na die naaste 5, dan is jou redenasie wat jy moet voer heeltemal anderste as met die naaste 10, 100 of 1000. So kom ek verduidelik wat ek daarmee bedoel. As ons nou kyk na daardie getal wat hulle vir ons gee, 525484. 525.484 en hulle vra vir jou om af te rond na die naaste 10, dan beteken dit hulle wil hê jy moet afrond na daardie kolom toe. So wat jy doen, is jy kyk na die getal regs van hom. Daardie getal is kleiner as 5, wat beteken daardie 4 word nou 'n 0, maar die 8 bly presies wat hy is. En al die getalle links van hom bly presies dieselfde. So daardie 4 bly 4, die 5, die 2 en die 5 bly presies soos wat hulle is. As ons moet afrond na die naaste 100, volgende ene, dan kyk ons nou maar na daardie kolom. En weer eens, kyk ons na die getal regs van hom. Hierdie keer is daardie getal groter as 5, wat beteken daardie 8 word nog steeds 'n 0. Die getal regs van hom, die 4 word ook 'n 0, maar omdat die 8 groter as 5 is, gaan daardie getal waarheen ons moet afrond, 1 neerword. So hy word 'n 5 en dan die getalle links van hom bly presies dieselfde. Dan as ons afrond na die naaste 1000, selfde redenasie, ons kyk na die getal in daardie kolom, maar die getal regs van hom bepaal wat gebeur. Die getal regs van hom is kleiner as 5, so met ander woorde daardie 4 en die 8 en die 4 gaan almal 0 word, daardie 5 gaan bly presies soos wat hy is, en al die getalle links van hom bly presies soos wat hulle is. En daar het ons dan nou afgerond na die naaste 1000 toe. As ons nou gaan kyk na die naaste 5, afronding na die naaste 5, dan het ons eintlik maar 'n getallelyn nodig. So kom ek trek 'n getallelyn, en dan het ons nodig om te weet wat is die getalle, die 10 getalle, links en regs van daardie getal wat hulle vir ons gegee het. So met ander woorde, ons gaan moet kyk na daardie laaste 2 plekke. So ons kyk net na die 84. Dan weet ons, die vorige 10 was 80 en die volgende 10 sal wees 90. Dis die eerste ding wat jy moet doen. Dan tussen hulle, in die middel, het jy dan nou 85, en dan het jy die middel van die middels, sal wees daar by 82,5, en daar by 87,5. Daar het jy dan nou 4 spasies gemaak. Nou moet jy kyk na daardie 84 en sê, in watter een van daardie 4 spasies pas hy in? En is duidelik dat hy daar sal inpas. Nou die oomblik as jy weet in watter een van daardie spasies hy inpas, dan kan jy weet waarheen moet jy afrond. So as hy in daardie tweede een is, dan rond jy na daardie kant toe af. As hy in die eerste spasie was, sal hy terugwaarts afgerond het. As hy in die derde een is, gaan hy terugwaarts afrond, en as hy in die vierde een is, sal hy opwaarts afrond. Maar ons weet nou, hy is in die tweede spasie, so ons weet ons rond af na daardie getal toe, die 85, wat beteken, daardie hele getal word dan 525485. 525.485 is dan die afronding na die naaste 5 toe.